Marilia, baie dankie. Ek het toen net gaan stil raak oor jou versoek en ek weet jy wil ook seker maak dat jy dinge reg doen op die manier hoe jy besigheid doen en dis eintlik vir my verskriklike mooi gebaar dat jy goedjies maak en op die einde van die dag versies daarin sit en selfs bid dat hy versies die trefkrag sal hê in die gees en die harte van mense en mense ook sal lei na die Here toe en ek wil vir jou sê dit is 'n baie mooi gebaar en my raad aan jou vandag sal wees om die hele tyd jou hart te vind, te doen wat jou hart vir jou sê en as jy dit doen tot lof en eer van die Here, verheerlik jy God daardeur. En ja, as jy weet die Here het niemand van ons as regters aangestel oor 'n ander nie. Die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe. En my raad sal altyd wees dat jy stil raak, baie naby aan die Here lewe en as daar 'n fout is wat die Here, wat jy miskien voel jy is reg en waar jy die Here miskien teleurstel, dat die Here dit in jou gees en jou hart aan jou sal openbaar as jy hoe kan ek sê die dam spring, as jy die Here se naam in oneer bring of jy stel om te leer wat jy miskien dinge verkeerd, volg jy net jou hart, want jy is self iemand wat baie naby aan die Here lewe, jou bedoelings is opreg, dis eintlik 'n verskriklike mooi gebaar en dit wat ek sien, die katalogusse en goede wat ek gekry het, is verskriklik mooi wat jy maak en jy definitief 'n talent gekry en jy moet ook jou gawes, jou munstukke, jou talente kan gebruik en die Here verheerlik daardeur. Alles natuurlik volgens die Here se wil binne perke en dis hoe ek vir jou sê, volg jou hart. Jy weet wat, by God is jy, dit gaan oor wat in die hart aangaan en God is, jy weet alles behoort aan hom en hy het sy manier hoe hy almal voorsien en versorg en na sy kinders kyk en dis hoekom dit vir my, ek kan die hele dag met jou vra daaroor, verstaan jy kry mense wat die naam van die Here weet, wat Christendom sal misbruik en op die rugry van Christendom om geld daar uit te maak, maar hulle harte is baie ver van die Here af. En vir baie mense is dit net 'n besigheid, dit is nie 'n passie nie, verstaan my punt, dan word mammon jou God en nie meer die Here nie, maar as jy dit doen met opregte hart en nie net die Bybel gebruik of die naam van Jesus gebruik om jouself te verryk en weet om die eer daarvoor te vat nie, maar absoluut uit te gaan om, ou moet 'n lewe maak, maar 'n mens moet ook, jy wil die Here ook verheerlik daardeur binne perke, verstaan my punt, jy wil nie God se naam misbruik om skade te maak of mense te misbruik nie, verstaan my punt, jy wil nooit op die rug ry van die naam van Jesus Christus om jouself te verryk ten koste van die groot prentjie, die boodskap van die kruis en dit wat die Here vir ons almal kom doen het nie. Jy is daar om dit te doen tot lof en eer, om God te verheerlik. Is 'n manier, is 'n token, kan ek amper sê, van dankbaarheid en die Here word verheerlik, wat ek kan regtig sien aan jou hande, jou gedagtes, jou denke, die manier hoe jy werk doen, dat jy absoluut vir God verheerlik daardeur. Dis absoluut op 'n ander graad. Dis mooi en mag die Here daardeur verheerlik word, maar alles natuurlik altyd binne perke en jy bid net elke dag dat die Here se perfekte wil sal geskied rondom jou besigheid en dit wat jy doen en as daar enige iets is wat jy die Here se naam in oneer bring of wat jy hom teleurstel, dat die Here dit aan jou sal openbaar in jou gees en jou hart. Maar hier waar ek met jou praat, volg jou hart en bly net naby aan die Here en bid vir hom en soos jy aangaan en maak 'n verskil in die gees en die harte van mense en so gebruik God ons almal as diensknegte. Spreuke 16:9, jy beplan jou pad, God beplan jou weë en die mens wat maar God beskik en God se gees is daar, hy is in jou, hy saam met jou daarso en hy word verheerlik deur elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, waar jy gaan, waar hy jou stuur, en op so 'n manier voorsien en versorg God julle ook, en hou hy julle op die water, dat julle nie sink en verdrink nie. So ou moet net altyd dit vir die regte redes doen, dis mense wat regtig nie die Here ken nie, en sy naam net misbruik, om geld mee te maak. Dis 'n baie, dis 'n grys area, is 'n baie area wat ou baie versigtig moet wees, maar
Ek praat nou maar as jy op die naam, weet in die naam van die Here goedjies maak en dit verkoop, soos klere, hoedjies, kussings, daar's koppies, daar's baie goed wat mense die naam van die Here kan misbruik om geld mee te maak. En ja, die Here voorsien op so 'n unieke manier ook dat ons die Here kan verheerlik daardeur, maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. Ek wil regtig vir jou sê, God ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart. En dit gaan oor wat in die hart aangaan, met die bedoelings wat jy doen, nie net om 'n lewe daaruit te maak nie, maar ook om God te verheerlik. En hoe kan ek sê, trefkragte hê in die gees en die harte van soveel mense wat met julle paaie kruis. En dis dit, op die einde van die dag, God is die regter, die oordeelstraf en vergelding kom hom toe volgens Hebreërs 10 vers 30-31, en jy kan altyd vir die Here bid, as jy buite perke gaan, as jy die perfekte wil en weë van die Here begin mis en verby dit leef en weglewe, dat die Here jou attent sal maak daarvan. Maar ja, fokus op dit wat nou op jou pad gekom het, en ek glo dat alles sal in plek val rondom dit. Die Here sal jou ook lei en jou versterk. En vir my is dit op die oomblik eintlik maar net, ek wil amper sê klein jakkoekies, is maar net klein goedjies wat hier rondom jou beweeg, wat die Here jou baie, baie vinnig kan nader trek aan hom, of jou attent maak as jy dingetjies verkeerd doen, wat nie die Here se seën wegdra nie, maar daai dinge sal hy natuurlik op jou hart sit. Maar dit wat jy doen, dit wat jy voel in jou hart, gaan aan daarmee, verheerlik God deur daai talente en wysheid. Tot as die Here vir jou iets anders te wys, dan gaan jy op jou knie en jy bid vir die Here, en as jy foute maak, bely jy dit voor die Here, en sy genade is vir jou onbeskryflik groot, is daar vir jou om jou ook skoon te was. Maar hier waar ek nou met jou praat, is my raad vandag aan jou, om te luister na jou hart, en te doen wat jou hand goed vind om te doen, en God te verheerlik, met die regte bedoelings van die hart. Dis wat saak, maar God kyk met wat te bedoel. Dit gaan nie net om 'n lewe te maak vir jou nie. Dit gaan oor om God ook te verheerlik, want daai boodskap hier, daai versie wat jy uitstuur, is 'n saadkorreltjie wat jy saai, indirek, weet jy nie wat in daai persoon se gees en hart aangaan, wat hy met die Here, of sy met die Here oggend en aand praat nie, en daai boodskappe kan massiewe groot trefkrag hê. So ja, kort en kragtig, ek kan ongelukkig nie as regter optree hierso nie. Ek kan baie praat, ek kan baie dinge wat ek ook vir jou reguit sal sê, daar's mense wat die naam van die Here misbruik, veral sanger, veral geestelike leiers in kerke, wat hulle die kerke misbruik om sangers, bekende sangers in te kry, teen groot bedrag geld, wat hulle van God se huis 'n rowersnes maak, 'n disco, 'n staatsteater, 'n besigheid. Ek het 'n baie groot probleem daarmee. En selfs wat hulle al hierdie groot, weet Afrikaans is groot en al hierdie tipe goeders en smokie en alles in die kerk hou, dis nie 'n plek om vir 'n mens om homself te vereer en te verryk in die naam van die Here nie. Ek spreek myself baie daaroor uit, baie mense weet waar hulle staan met my wat dit aanbetref. Hier's mense wat regtig die huis van die Here misbruik om homself te verryk, en baie van hierdie geestelike leiers misbruik dit, en hulle maak 'n killing van 'n lewe, groot, massiewe groot salarisse daaruit. En ek kan vandag vir jou sê, iewers along the line gaan die sirkel homself voltooi, en gaan hulle pak slaag kry daarvoor, want hulle is indirek verantwoordelik dat God se huis goedkoop gemaak, dat ons geloof afgewater word, en ja, ons geloof kragteloos is, wat die naam van die Here in oneer bring. Ek het 'n baie groot probleem wat dit aanbetref, mense wat regtig die naam van die Here, selfs sangers wat nie Christene is nie, maar wat Christendom natuurlik gebruik om geld mee te maak, en ja, alles met 'n valse hart, maar jy weet, weer eens kom dit daarop neer, die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe. Jy weet, Marelia, weet jy hoeveel mense kom op ons pad, dan hulle, weer, dan stuur hulle boodskap, hulle het nie kos in die huis, of hulle het nie krag in die huis nie, of daar is nie water in die huis nie, of jy weet, dit is absoluut nag in daai mense se huise, soos hulle die goed beskryf, en dan vra hulle vir geld en rekeningnommers en goed, en weet jy wat, baie kere word dit aan my geopenbaar, dat daai mense skyn heilig is, en dat hulle daai boodskappe aan hordes, bedienings en Christene en kerke uitstuur, en hulle ry op die rug van Christendom om te sien wat hulle daaruit kan kry, en God ken hulle harte, en God weet wat in hulle harte omgaan, en dis ook vir jou sê, ek luister na die stem van die Heilige Gees, en dis die vinnigste wat ek weet,
as mense op my pad kom wat vals is, wat net wil geld hê. Baie mense soek jou geld, hulle soek nie Jesus Christus nie. En dit is daai skynheiligheid waarvan ek praat, waarvoor 'n mens so op jou hoede moet wees. Maar ja, dit gaan oor die opregtheid van die hart. En ek kan vir jou sê, uit 12, 13 jaar se ondervinding, leer die Here jou om die kaf van die koring te skei. En regtig mense wat opreg is van hart, wat regtig te doen met die beste bedoelings om 'n lewe te maak. God kyk na sy kinders ook. En hy het sy manier hoe hy dinge doen, en die skepping behoort aan hom, en hy kan doen net wat hy wil, want die skepping behoort aan hom, en ons moet dit altyd kan respekteer, en ons medebroers en susters ook respekteer, want dit wat jy doen, dit wat ek doen, doen ons tog tot lof en eer van die Here, en God word daardeur vir jou. So God kyk wat in die hart aangaan. So dit wat ek vandag vir jou kort en kragtig wil sê, volg jou hart, en dit wat jy doen, doen dit tot lof en eer van die Here. Mag die Here ook jou hande en jou voete, jou gedagtes en denke seën, mag hy jou besigheid seën, en mag hy jou versterk en jou lei met die gees van waarheid wat in en om jou lewe, en mag hy vir julle deurbraak, uitkoms en vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Skiet, ek het 'n bietjie langer gepraat as wat ek regtig wou, maar ja, dis wat op my hart gelê het. Ek dink ek het kort, vinnig in 'n paar minute 'n breë spektrum aangevat. Op 'n eendag gaan dit oor om God te verheerlik met 'n opregte hart. Dit is wat saak maak. En jou bedoelings is goed. Dit gaan nie net om geld te maak nie, dit gaan oor om 'n saadkorreltjie af te lewer in die hart en die gees van mense, wat vir my 'n verskriklike mooi gebaar is. God word daardeur verheerlik, en dis al wat saak maak. So ja, sterk wees daarso, groete daarso, sterkte en seën vir julle, en vat elke dag stappie vir stappie, en mag die Here se wil geskied. Hoor, mooi aand daar vir julle. Shalom, vrede.